erediens by die kerk gaan wees nie. Die kerkraad het ook so dan besluit. So dis baie belangrik dat jy moet onthou, op die 25ste Desember, hierso by die kerk, is altyd 'n wonderlike erediens. Dit is gewoonlik volgepak, en dit is wonderlik om saam net te beleef waaroor hierdie Kerstyd gaan, oor Jesus Christus wat gekom het. So onthou nou, hierdie Saterdag, hier is die erediens hierso by die kerk. Vriende, hierdie Sondag is basies die tweede laaste Sondag van die jaar. Die tweede laaste Sondag van die jaar. Dis die laaste Sondag voor Kersfees. Ek het met iemand gister hieroor gepraat en gevra, hoe voel jy? Toe voel daai persoon amper asof tyd net gevlieg het. Hoe kan dit wees dat ons alreeds op hierdie plek is? Sy het amper hartseer gevoel, want die feit dat tyd so vinnig beweeg, beteken ook dat ons moet lewe, elke oomblik, elke dag moet geniet. En daarom ook in hierdie tyd, nou wanneer ons nou dink aan Kersfees en Nuwe Jaar, dan wil ons dit baie rustiger vat. Ek weet, almal van ons wil net 'n bietjie vrede beleef. Elkeen van ons wil net sê, okay, ons moet nou afsluit, ons moet nou klaarmaak, die dinge van die werk moet nou klaar wees. Ek wil nou 'n bietjie vrede beleef, 'n bietjie Kersfees beleef. So waar die wêreld nou eindig met iets, is die kerk eintlik weer besig om met iets te begin. Advent is eintlik die begin van die kerkjaar en ons is nou al by die 4de Advent Sondag. So die kerk is eintlik besig om met iets vooruit te loop. Ons is besig om vooruit te loop met 'n boodskap. 'n Boodskap van hoop en liefde, vreugde en vrede. Maar as ons ook dink aan Advent, dan weet ons dit beteken die koms, en toe Jesus gekom het voor sy koms, was daar nie vrede gewees nie. Inteendeel, dit was moeiliker as wat dit selfs nou is. Die mens en God was van mekaar geskei. Die mens was van mekaar geskei ook. En dit beteken dat dit swaar was. Daar was groot politieke magte gewees wat beheer uitgeoefen het. Daar was rebellie gewees. Dit was 'n swaar tyd gewees. En ons dink aan ons tyd vandag en wonder ons, is dit beter? Is die tyd waarin ons is beter? Maar ons weet dat Jesus gekom het. Die prins van vrede gekom het, maar het gekom in 'n tyd toe duisternis wou wen. Gelukkig weet ons dat Jesus gewen het, die lig gewen het. Hierdie Kers is die Kers van vrede. Christus het vir ons vrede gebring toe hy gekom het. Hierdie vrede sal vir altyd heers en volkome wees as hy weer kom. Die profeet Jesaja het Christus genoem die vredevors. Jesus het ons ook geleer om vredemakers te wees. Hy het die vredemakers geseënde kinders van God genoem. Ons steek dan die Kers vandag aan om ons juis hiervan te herinner. En ons ook te herinner van die feit dat Jesus die duisternis oorwin het. Jy voel dalk nou vreeslik verlig. Jy is dalk bly oor die feit dat die jaar geëindig het. Jy is dalk bly dat dit so goed met jou gaan. Jy weet dit gaan goed met jou en jou gesin en jou familie. Dis 'n goeie tyd waarin jy dalk nou is. Maar dalk voel jy juist die teenoorgestelde. Dalk is jy bekommerd. Bekommerd oor jou gesondheid, jou familie se gesondheid. Dalk is jy bekommerd oor die toekoms, oor jou kinders se toekoms. God wil vanoggend na jou toe kom en vir jou sê, ek is hier. En waar ek is, kan duisternis nie wen nie. Waar ek
is lig. Waar ek is vrede. Gemeente, ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan nou ons loflied sing. Dit is Welkom o stille nag van vrede. Ja, so die tema vanoggend is vrede en ek hoop dat jy saam met my iets van hierdie vanoggend sal beleef. Kom ons staan en dan sing ons al 3 verse van hierdie wonderlike lied. Advent beteken letterlik die koms. Koms van Christus, die koms van 'n redder, die koms van 'n prins van vrede. En natuurlik weet ons dat Jesus reeds gekom het. Natuurlik weet ons dat hy geleef het. 'n Klein seentjie het groot geword en 'n redder geword. Ons weet dat hy op die kruis gesterf het. Ons weet dat hy die dood uit opgestaan het. Dat hy lewe, vandag lewe. Ons weet dat hy hemel toe gegaan het en dat hy die Heilige Gees gestuur het, sy Gees gestuur het om in elkeen van ons te kom woon. So wanneer ons praat van Jesus, dan weet ons, maar hy is nie ver nie, hy is naby. Hy is so naby soos asem aan ons. Ons is een met Jesus. Ons weet dat die prins van vrede gekom het, dat vrede gekom het. Tog, as ons om ons kyk, dan wonder ons nogal maar, waar is vrede? Waar is hierdie mooi idee van vrede op aarde? As ons net dink aan ons eie gesin en families, dan weet ons daar sekere van ons familielede is, wat voel dat dit nie nodig is om ingeënt te word nie. Dat dit 'n risiko is. Nou is daar van ons wat redeneer, maar is goed om dit te doen. Ons moet dit doen. So ons het 'n bietjie konflik wat daar so voorkom tussen ons familielede, maar ons probeer sê dis oké, maar is moeilik. Dit voel daar is nie lekker vrede nie. Ek het gister of eergister met iemand ook gesels wat oor COVID-19 en gevra my, hoe voel jy oor hierdie tyd?
hy het gesê, weet jy, ek is nie noodwendig bang vir my eie lewe nie, maar ek is bang vir as ek COVID-19 het, en ek kom in aanraking met iemand wat ek baie lief het, en daai persoon kry dalk dit en kry baie swaar. Dis moeilik. Dit voel amper asof daar nie noodwendig vrede is nie. En dan weet ons ook van groot maatskappye, wat sekere soorte bomme in ons oseane wil laat afgaan om olie te vind. En ons weet dat daar baie mense is wat opstaan en sê dis verkeerd, plakate by die oseane het en sê nie, ons moet veg vir geregtigheid. Nee, hierdie mag nie gebeur nie. Ons moet kyk na ons oseane. En dan ook as hulle olie vind, wat is die impak van hierdie? Mense wat hulle lewens daarvan maak om uit die oseane te lewe. Maar ons daar hierdie konflik, die mense wat amper voel, gaan ons wen, gaan ons teen hierdie dinge wen. Dit voel amper asof daar nie vrede is nie. Tot 10 Desember het ons 16 dae van aktivisme teen geslagsgeweld teen vroue en kinders gevier. Hierdie is iets wat ook baie na aan my hart lê. 1 uit 3 vrouens beleef een of ander vorm van boelie en geweld. 1 uit 3. Hier is 'n hele paar vrouens wat vanoggend hierso sit. En weet julle wat is die ergste? Hierdie statistiek is net besig om toe te neem. Hulle terug was dit 1 uit 4 gewees. Dit voel amper asof daar nie vrede is nie. En as jy 'n bietjie verder gaan kyk, het ek nie vir julle vra om te doen nie, dan kom ons op hierdie prent af. Hierdie is 'n gedetailleerde kaart van gewapende konflik in ons wêreld. Mense wat met gewere beklei. Dis amper die helfte van hierdie kaart. Helfte van hierdie kaart is geklee in rooi, en geel, en bruin. Dit voel amper asof daar nie vrede is nie. En as 'n mens na al hierdie dinge kyk, dan hoor ons ook van Lukas 2. Lukas 2 vers 14 wat sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Kan ons vandag saam met die engele sing? Kan vrede op aarde? Ja, ons kan. Ja, ons kan. Want die vrede waarvan hierdie engele sing, is nie kyk nie na die wêreld, dit is nie bewus van dit wat om ons aangaan vrede nie. Dit is 'n ander tipe vrede. So vanoggend gaan ons bietjie op reis gaan, om bietjie meer te verstaan wat dit is waarvan die engele gesing het. Wat dit beteken as Jesus die vredemaker is, dat hy die vredevors is, dat ons die vredemakers is. Wat beteken hierdie vir my en jou? So ons gaan vanoggend probeer saamvatstel wat hierdie vrede dan nou is. Ons gedeelte vanoggend gaan uit Lukas 2 vers 8 tot 14 uit plaasvind. Julle kan in julle Bybels dan by hierdie gedeelte oopmaak. Met ons Bybels dan oop, kom ons sluit ons oë en dan vra ons vir die Here om vir ons op vanoggend 'n boodskap te gee. Liewe Here, ons is so dankbaar dat U by ons is. Ons is vreeslik dankbaar vir die tyd waarin ons ook is. 'n Tyd waar ons onthou van dit wat U gedoen het. Van die mens wat swak was en 'n redder nodig gehad het en U wat 'n seun gestuur het, U self ook gestuur het. Die Here se liefde wat ons nie noodwendig altyd kan begryp nie, maar ons is ongelooflik dankbaar. Die Here, daar is van ons vanoggend wat dalk onseker voel oor die toekoms. Die Here, ons wil vir U vra om ons in hierdie
tyd ook vas te hou en te wys dat U daar is, dat U die lig is. Kers is wat nooit sal uitdoof nie. Ons dink ook aan die gesinne en families wat in hierdie tyd bietjie ver is, dat hulle daar waar hulle is, U liefde sal beleef. Liewe Heer, ons is dankbaar om in 'n kerk te kan sit. Ons is dankbaar dat U ons so ryklik seën. Ons is baie lief vir U. Amen. Lukas 2 vers 8 tot 14. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. In die meeste tale is die woord vrede bekend. Hierdie woord word gebruik om al 'n toestand te beskryf, waar daar nie oorlog is of konflik nie. Dit is vrede. Maar wanneer ons na die Bybel gaan kyk, en kyk wat shalom en eirene beteken, dan sien ons maar ons ietsie nog tot hierdie woord. Ons iets anders tot hierdie woord. Dit is nie noodwendig net dat dit nie meer daar is nie, dat oorlog en konflik nie daar is nie, nee, daar's nog iets. Dit is amper iets wat in sy plek is. As ons kyk na die woord shalom, dan sien ons dat hierdie woord uiteindelik heelheid of volledig beteken. So as ons kyk dan na 'n baksteen of 'n baksteenmuur, en ons sien dat daar geen krake in hierdie baksteen is nie, dat hy heel is, dat hy volledig is, dan sê ons dat dit shalom is. So wanneer Job byvoorbeeld na sy tent kyk, en hy sien dat al sy skape daar is, dan sê hy, maar is shalom. Daar is vrede. Dit is heel en volledig. So wanneer ons kyk na ons huishouding, en ons sien dat al die afdelings, al die onderdele van ons huishouding is heel, dan sê ons, dit is shalom. As ons weer kyk na ons besighede, en ons sien dat elke deel van die besigheid, elke onderdeel van ons besighede uiteindelik heel is, dan sê ons dat dit shalom is. As ons kyk na ons lewens, en ons sien dat elke deel van ons lewe heel is, dan sê ons maar dit is shalom. Daar is vrede, daar is heelheid. Ek wonder nogal hoeveel van julle kan sê dat in hierdie jaar het jy shalom beleef. Totale vrede en heelheid beleef. Waar jou lewe, jou vriende, jou verhoudings met jou vriende, jou besigheid, elke deel, jou denke van jouself, heel en goed was. Ek dink die meeste van ons sal sê, daar was tye, maar ek onthou baie van die swaar tye, waar my baksteen maar 'n bietjie gekraak was, waar ek 'n bietjie stikkend was. En ja, ek en jy bid vir vrede, vir heelheid, vir gesondheid, vir rus, vir vrede. Maar as ons regtig kyk na alles om ons, dan sukkel ons om hierdie vrede, hierdie heelheid te sien. Inteendeel, daar word gesê dat ek en jy in 'n wêreld bly wat gebroken is. So nou, miskien verstaan ons nog steeds nie vrede
die vrede wat Jesus bedoel het nie. As ons nou weer gaan kyk na hierdie baksteen idee, en ons kyk eerder nie net na 'n baksteen nie, maar dalk 'n keramiekbakkie wat dalk geval het. Wat is ons instink om met hierdie bakkie te maak? As dit baie kosbaar is, gaan ons probeer om reg te maak. Dit is wat die werkwoord of die doenwoord shalom beteken. Om weer uit te gaan en om iets heel te maak, reg te maak. In 1 Konings 9 vers 25 sien ons dat Salomo gegaan het en dat hy heelheid gebring het toe hy uiteindelik die tempel herstel het. Ons sien dat heelheid beteken om uiteindelik herstel te bring tot die omstandighede, tot die situasie. En dit was wat konings veronderstel was om te doen. As daar oorlog was en die oorlog is verby, dan is Shalom nie net die vrede wat daar is nie. Nee, Shalom is om saam met die koninkryke, saam met daai ryke te gaan en uiteindelik herstel te bring na die land toe. Dit is Shalom, om vrede te bring. En dit was wat konings veronderstel was om te doen. Maar dit het baie keer nie gebeur nie. Dan in Jesaja sien ons dat die profeet praat van 'n prins van vrede wat sal kom en hy sal kom herstel dit wat gebroke is, heelheid bring. En ons hoor van 'n prins wat sal kom en hy sal 'n nuwe verbond sluit en hy sal heelheid bring tot dit wat gebroke is. En ons weet dat dit waar is. Ons weet dat Jesus gekom het. Die een wat daarvan gepraat is. Ons weet dat God by sy belofte gehou het. Van 'n prins van vrede wat sal kom. Ons weet dat hy geleef het. Ons weet waardeur hy was. Tog kan ons steeds nie help om te wonder, maar waar is hierdie vrede nie? Hoe vind hierdie vrede plaas? Wat se vorm kom dit voor? Wat doen dit aan my? So ons verstaan nog steeds nie heeltemal wat hierdie vrede beteken nie. Want die oomblik toe Jesus gekom het, het dit nie net verander die hele wêreld nie. Die oomblik toe Jesus gekom het, was daar 'n pad wat nog moes gestap word. Daai oomblik was nie net 'n verandering van die wêreld nie. Nee, toe Jesus gekom het, was dinge nog steeds sleg gewees. Was dit nog steeds gebroke gewees. Inteendeel slegter as wat dit nou is, want ons sit met 'n spesiale geskenk. Maar die mense van daai tyd, se verhouding met God was nog steeds gebroke gewees. Hulle verhouding met mekaar was nog steeds gebroke gewees. Jood en nie Jood, vrou en man, edel en arm, daar was groot ongelykheid gewees toe Jesus daar was. Toe Jesus geleef het, toe Jesus gebore is. Hierdie wêreld waarin Jesus gebore was gesien as goed en reg deur die wat meer mag gehad het. En klink dit nie vir jou 'n bietjie bekend nie? Maar dan sien ons in Matteus 10 vers 34 dat Jesus sê dat hy nie gekom het om vrede te bring nie. Hy het gekom om die swaard te bring. En dit laat ons wonder nou wat gaan nou aan. Jy sien die vrede waarvan Jesus praat, die vrede waarvan God praat, is nie dieselfde as wat die wêreld verwag het nie. Hy het gedink dat hy gaan kom en gaan oorlog maak en weet jy, alles gaan nou weer reg wees. Ons gaan nou weer beheer. Die Israeliete het geglo dat hy uiteindelik gaan wys, maar ons is die groter mag. Jesus het nie gekom om dit te doen nie, maar hy het ook nie net gekom om net die omstandighede so na te kyk en te sê dis reg. Toe Jesus gekom het, was daar konflik gewees. Jy sien, Jesus het mense lief gehad. Jesus het mense aanvaar wat deur die samelewing gesien was as sleg en verkeerd en daaronder. Hy het gekom en mense kom skok.
As ons net dink aan die verhaal van Jesus en die Samaritaanse vrou by die waterput, vra hy vir haar vir water, want hy was dors gewees. Maar jy mag nie met 'n Samaritaan gepraat het as jy 'n Jood was nie. Dit was teen hulle maniere gewees. Dit was teen eintlik die wet gewees om so met iemand te praat. En dan nog met 'n vrou. Dit kan mos nie wees nie. Selfs sy was so geskok gewees toe Jesus met haar praat. Sy vra vir hom, maar is jy wat 'n man is, hoe praat jy met my? Jy wat 'n Jood is, hoe praat jy met my? Maar hierdie gesprek het haar lewe kom en verander. Jesus het haar gesien en haar lief gehad. En uiteindelik ook vir haar 'n stukkie mag gegee, deur vir haar te sê, ek het water nodig. Mense het geweet dat sy uiteindelik gered sal word deur iets wat hy gee. Op die ou einde word sy die persoon wat uitgaan en die mense gaan vertel van wie Jesus is. Het jy gehoor van hierdie persoon Jesus? Sy word 'n getuie van wie Jesus was. Vir dieselfde mense wat haar ook uitgesluit het. Ons sien dat Jesus mense lief gehad het, dat hy met mense gepraat het, tollenaars, dat hy met hulle gepraat het, hy het mense na mense toe gegaan wat siek was, gestremd was. Hy het hulle lief gehad, hulle genees, hy was by hulle gewees, en die mense van daardie tyd kon nie glo wat Jesus doen nie. Hoe kan jy dit doen? Jesus kom en hy maak konflik vir vrede. Jy sien, hierdie groep mense het volgens iets wat ons noem die eer en skaamte perspektief gelewe. En volgens hierdie was daar 3 baie belangrike dinge gewees. 1, daar was 'n definitiewe hiërargie gewees, waar volgens hulle geleef het. Die ryk en die wat meer mag gehad het, was heel bo gewees en die siek mense, die slawe, tollenaars, Samaritane en vrouens wat was byvoorbeeld heel onder in hierdie hiërargie gewees. Die groep waaraan jy ook behoort het uiteindelik jou eer bepaal. So jy moes dan volgens hierdie groep se maniere geleef het. As jy dit nie gedoen het nie, dan het hulle jou waarskynlik uit die groep uitgeskop en dan sou jy op 'n laer vlak behoort het. Dan ook het dit ook gebeur dat die gebruike van daai dag, net soos vandag waar iets 'n normale gebruik word en dan word dit uiteindelik 'n reël, net so het dit ook in daai tyd gebeur. Die gebruike het later die reël geword. En Jesus kom en hy kom draai al hierdie dinge op sy kop. Jesus kom en hy wys vir hulle, maar sy eer word nie bepaal deur mense nie. Sy eer word bepaal deur God. Hy sê self, maar hy is die seun van God. So dit is God wat sy eer bepaal, nie hierdie mense nie. En die mense het gedink, maar sjoe, jy is besig om God se naam verkeerd te gebruik. Daar het konflik ontstaan. Ons sien dat Jesus nie hom gesteer het aan hierdie vlakke nie. Nee, hy kom en hy sê, jy is deel van my familie. Hy tel hierdie mense op om sit hulle in sy vlak. Jesus kom en hy sluit in waar die samelewing uitgesluit het. So daai reëls, daai maniere, die dinge wat uiteindelik 'n reël geword het, het Jesus gesê nee. Hy het mure kom afbreek te midde van vrede. Hy wys ons uiteindelik wat dit beteken om in vrede te lewe. Vrede is nie net om te kyk na ons omstandighede, na mense se omstandighede en daarmee tevrede te wees nie. Vrede is om mure af te breek. Vrede is om uiteindelik mense in te sluit wat uitgesluit word. Vrede is om verhoudings te kom en te herstel. Jesus kom wys vir my en jou hoe ons in vrede moet lewe. Verhoudings wat ons moet kom en herstel. Nie net tussen ons en ons medemense, maar ook ons met ons natuur en ons met ons wêreld.
Ons moet kom en ons moet daai verhoudings kom en herstel. Ook daai verhouding met jouself, wat dalk bietjie in hierdie tyd swaar gekry het. Die etikette wat jy in jouself gekoppel het, God wil jy met daai dinge afhaal, want hy bepaal jou waarde. God wil heelheid in jou lewe kom bring. En die wonder is, die Here is nie ver nie. Hy is binne in ons elkeen. So ons hoor dat ons moet gaan, dat ons vredemakers moet wees, dat ons moet vrede bring, heelheid bring in ons omgewing, in ons verhoudings, in onsself. Maar wat dan van die wêreld? Hoekom is daar nie vrede in die wêreld nie? Ons verstaan nog steeds nie die vrede waarvan Jesus praat nie. In Johannes 14 vers 27 staan daar: Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld dit gee nie. Die wêreld se vrede is anders. Ek laat dit vir julle oor. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Die vrede wat Jesus bring, is nie dieselfde vrede as wat ons in die wêreld sal kry nie. Dis nie dieselfde vrede as wat die wêreld vir ons kan bied nie. Ja, ons praat van wêreldse vrede, dan dink ons, dit is wanneer daar nie oorlog is, en daar nie konflik is, en dit nie sleg gaan nie. Maar die vrede wat Jesus gee, is ten spyte van hierdie dinge daar. Maak nie saak hoe sleg dit gaan, of hoe goed dit gaan nie, die vrede wat Jesus gee, is daar. Hoekom? Want Jesus is daar. Die lig is daar. Vrede het uiteindelik gekom, toe God aan sy belofte gehou het. Van 'n seun wat gebore sou word, 'n prins van vrede wat sou kom, en sy lewe sou gee, sodat ons in vrede saam met God kan lewe. Vrede het 'n werkwoord geword, toe Jesus geloop het. In sy voetspore moet ons dan ook trap. Dieselfde manier hoe hy geleef het, moet ons probeer om self ook te lewe, in te sluit, nie uit te sluit nie. Om op te staan vir dit wat reg is, vir die ou wat nie 'n stem het nie, 'n stem te wees. Ons moet die vrede wees. En ewige vrede is 'n waarheid vandag, is 'n werklikheid vandag, deur dit wat Jesus gedoen het. Dat hy die mens so lief gehad het, dat hy sy lewe vir my en vir jou gegee het, sodat ons vandag in vrede saam met God kan lewe. Dink net vir 'n oomblik, hoe sou jou lewe gewees het in hierdie wêreld sonder God? Hoe swaar sou dit gewees het, om nie naby God te kan wees wanneer swaar en moeilike dinge op ons pad kom nie. Ons weet dat dit so is, want Jesus is by ons vandag. Ons weet dat ons elke ding wat hier oor ons pad kom, kan aanvat, want God is by ons, en as hy by ons is, en hy het heelheid gebring, sal hy my ook gebruik, en die heelheid veroorsaak, want ook al ek ook tree, en ek vertrou op God. Ons hoor dat Jesus vrede is, en dat hy vrede veroorsaak het, weens dit wat hy gedoen het. En dit is iets, vriende, wat nooit van ons weggeneem kan word nie. Ons is vir ewig een met God. Maak nie saak wat oor ons pad kom nie, selfs die dood kan ons nie skei van God nie. Dis wat dit beteken om in vrede te lewe. En dit alles begin by 'n seentjie. Dit alles begin by Jesus, wat vir my en vir jou gebore is. Tog julle, sukkel ons om nog steeds hierdie boodskap te aanvaar. Om te hoor dat Jesus so lief was vir ons. Hoekom? Ek weet nie wie van julle nie so is nie, maar baie van ons sukkel om gunste te aanvaar. As iemand van ons 'n guns wil doen, dan sê ons altyd nee, asseblief moenie, ek kan dit self doen. Maar julle, ons eie redding
en ons heelheid saam met God, is iets wat ons nooit sou kon regkry sonder Jesus nie. Die mens het 613 reëls, en vind ons in ons storie, wat die mens opgemaak het, of wat hulle gevind het, sodat hulle kan probeer om hulle verhouding met God heel en gesond te hou, maar hulle kon nie by die wette en reëls hou nie. God het dit geweet, en daarom het hy Jesus gestuur. Hierdie vrede is ongelooflik, om elke dag saam met God te kan leef, om alles wat deur ons gaan, saam met hom deur te gaan. Maar ons twee dinge, of ons een ding wat ons redelik, wat dit vir ons moeilik maak, om hierdie vrede te beleef. Maar dit is nie iets wat God doen nie. Dit is ook nie eintlik iets wat ek en jy doen nie. Dit is wat ons dink. Ons dink baie keer, maar ek verdien dit nie. Ons hou vas aan ons eie foute. En dit laat ons, en dit keer dat ons hierdie vrede beleef. Ons hou vas aan die foute van ander, ons sukkel om te vergewe. En ons erken nie altyd dat ons God nodig het, ons probeer altyd ons situasies beheer. Maar wanneer ons wel dit doen, dan kom ons agter, ek is afhanklik van God. Ek het hom nodig. Ek kan nie sonder hom gaan nie. So wat moet ek en jy dan nou doen, wanneer ons sukkel om hierdie vrede te beleef, wanneer ons eie denke ons keer, om Jesus se liefde en sy vrede in die wêreld te beleef? 1. Ons moet onthou. Ons moet onthou van dit wat Jesus gedoen het. Wat hy aan die kruis vir my en vir jou gedoen het. Dit is 'n ongelooflike liefde. En dit is 'n storie wat moet insink in ons hele wese in, dat ons uiteindelik deel word van hierdie storie en vredemakers is en word. Dat ons ook gaan en herstel. Die tweede ding wat ons moet doen, is dat ons moet erken. Ons moet erken dat ons God nodig het. Dat ons nie in hierdie wêreld kan gaan sonder hom nie. Dat ons afhanklik van hom is. Dan leef hy deur ons. Hy werk deur ons. Hy kom bring heelheid. En dan ook moet ons lewe. Vriende, in hierdie Kerstyd moet ons so lewe, moet ons so bewus wees van hierdie storie, dat ons nie kan help as om in vreugde te lewe nie, en elke dag as 'n geleentheid te sien om te verkondig van dit wat God gedoen het. Dis wat dit beteken om in hierdie tyd voor te loop met hierdie boodskap van ek sal nêrens kon wees as God nie by my was nie. Ek sou deur soveel moeilike goed gegaan het, ek weet nie hoe ek dit sou doen nie. Maar God is by my, weens dit wat Jesus gedoen het. Hy het gekom en hy het vrede in my lewe kom bring. Ek wil vanoggend se preek afsluit deur 'n lied. Die lied se naam is Ukutula, wat beteken African Prayer of Peace. En hierdie gebed bestaan uit 'n hele paar woorde wat ek wil graag met julle deel. Die bloed van Jesus skree vrede. Oorwinning op hierdie sondige wêreld, die bloed van Jesus skree oorwinning. Vrede op hierdie gebroke aarde, die bloed van Jesus skree redding. Mag jy in hierdie tyd Jesus se ongelooflike vrede beleef. Viva, viva,
Vriende, mag ons in hierdie tyd onthou van die feit dat ons fakkeldraers is, van 'n boodskap van hoop, van liefde, van vrede en van vreugde. Kom ons sluit ons oë. Liewe Heer, U genade is onbeskryflik groot, dat U ons kies, elke keer, dat U ons so lief gehad het, dat U op die kruis vir ons gesterf het, dat U ons so lief gehad het, dat U 'n klein seentjie gestuur het, Jesus, wat hier op aarde geleef het, dat hy ons kom wys het, wat dit beteken om vredemakers te wees. Weer, baie keer dan sukkel ons om in sy voetspore te loop. Maar ons probeer. En vandag wil ons vir U sê dat ons afhanklik van U is en nodig het dat U ons moet lei en ons moet wys hoe ons moet lewe. Liewe, ons is dankbaar vir dit wat U vir ons elkeen gedoen het. Ons is dankbaar vir die ongelooflike liefde. Ek vra dat U saam met elke gemeentelid in hierdie tyd sal gaan en dat hulle U vrede sal beleef. 'n vrede om met U in gesprek te gaan en te sê, dankie. Ek kan hierdie wêreld ingaan, ek kan hier wees, ek kan hierdie dinge doen, ek kan lewe, want U is naby my. U is een met my. Help my, liewe Heer, om altyd 'n vredemaker ook te wees. Ons is lief vir U. Amen. Kom ons staan, dan gaan ons slotlied saam sing, die 365. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.